Baie welkom by Mos Wêreldwyd aanlyn tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Goeiedag en baie welkom by vandag se potgooi. Vandag kry ons die kans om die vakkundiges agter wiskunde en wiskundegeletterdheid se skerms te ontmoet en bietjie meer te leer oor hoe hulle leerders help om logika, probleemoplossing en praktiese wiskundige vaardighede te ontwikkel. Ons verwelkom vandag graag vir Juffrou Marina Strauss en vir meneer Konrad Adendorf. Baie dankie dat julle vandag saam met ons inskakel en ek glo ons gaan 'n lekker gesprek hê. Dankie meneer Net, is lekker om hier te wees. Ja, dankie, dit is nou 'n lekker uitnodiging. Awesome. Okay, kom ons spring weg met die vragies wat ek vandag vir julle het. Ek wil graag net begin en ek dink ons moet julle net bietjie beter leer ken op 'n persoonlike vlak. So ek wil graag een interessante feit van julle elkeen leer ken vandag. Kom ons begin by Konrad. Ja, ek het so vir 20 jaar, plus minus 20 jaar in die buiteland gewerk, in verskillende lande, verskillende vakke, verskillende leeromgewings en ons is nou terug tuis en lekker tuis by Mos, so ek kan nou alles toepas wat ek daar geleer het, hier by die Mos stelsel en die Mos stelsel pas vir my perfek. Dis baie interessant Konrad. Ek glo jy het baie ervaring opgebou tydens hierdie geleenthede in die buiteland en dis nou perfek dat die Mos vir jou so ideaal is na jou reis daar. Okay. Goed, Marina? Vir my is ek dink ek is in 'n fase van my lewe waar daar nie vreeslik baie interessante dinge is nie. So ek is 'n mamma van 3 woelige kinders wat vir my regtig 'n groot seën is en ek is deel van die SHR. Ek weet nie of baie mense dit weet nie. Dit is die Sandparke se ereveldwagter. So ons het nou met die vloede wat daar nou was, gaan ons in en ons help skoonmaak en ja, so dit is lekker om 'n bietjie deel van 'n conservation net bietjie omgewingsvriendelike oppas te wees. Wonderlik Marina, ek het nou definitief iets nuuts van jou geleer vandag en dit is so 'n mooi gebaar om deel te wees van hulle. Okay, Konrad, ek gaan begin met ons vragies nou verder, nou dat ons iets nuuts van elkeen geleer het. Ek wil graag weet, waar gebruik 'n mens wiskundige geletterdheid in die alledaagse lewe sou jy sê? Baie goeie vraag. Ek dink daar is wel wanpersepsie van wiskundige geletterdheid is. Ek dink baie van ons ouers dink nog miskien aan en ek het ook aan gedink as wiskundige standaardgraad. Vir die wat nog nou van sub A en sub B, maar is wiskundige geletterdheid is nie wiskundige standaardgraad nie. Wiskundige geletterdheid is basies die toepassing van wiskunde. So wiskundige geletterdheid, alles gaan oor hoe die wiskunde toegepas word in die alledaagse lewe, vanaf dat jy by 'n winkel kom en as 'n uitverkoping met 15% afslag of jy het pryse en dis nog nie BTW is nog nie bygewerk nie. Kinders leer ook oor hoe om hulle belasting uit te werk en verstaan belasting en belastingberekeninge en vir die wat bietjie self met hulle hande werk, as jy nou moet uitwerk hoeveel teels moet jy nou koop vir 'n sekere area. Wiskundige geletterdheid doen dit. Hulle vra presies vir die kinders, dit is die area, dit is die kostes van die teels, werk vir my uit hoeveel dit vir my gaan kos. En by Mos wat dit so lekker maak met die leerfilosofie is dat ons kan kinders uitdaag om verskillende pryse te in en hulle moet self gaan kyk na op webtuistes van CTM en ander teelplekke oor hoeveel die pryse en wat is toepaslik en dit self uitwerk. So wiskundige geletterdheid is nie soos ons eers gedink het waar ons eers wiskunde doen en nou gaan soek ons waar pas ons dit toe nie. Wiskundige geletterdheid kom met die approach ten opsigte van hierdie is die uitdaging, hoe gaan ons dit oplos? En nou watter wiskunde het ons benodig ons vir dit? So die kinders geniet dit verskriklik en die Mos leerstelsel lei daarna toe dat ons vir die kinders die werk nie direk aanbied nie, is amper basis. Hulle weet nie as hulle leer nie. Hulle besef nie eers dit is wiskunde wat hulle doen nie. So dis wonderlik. Baie dankie vir daai antwoord Konrad. Okay, ek dink dit het net vir ons 'n bietjie 'n idee gegee van hoe en waar wiskundige geletterdheid toegepas kan word en dan natuurlik die waarde wat daarin is. Soos Konrad nou sê, ek dink nie almal besef wat se waarde wiskundige geletterdheid bring tot ons samelewing nie.
Goed, Marina, ek wil by jou weet, watter deel van wiskunde laat jou hart vinniger klop? Ek dink, dankie vir die vraag, Minette. Ek dink dit pas baie in by Konrad se vraag ook, want ek onthou ons was by 'n spanbou by die Tolmonument in Parel. En ek en hy het so geloop en hoe verder ons geloop het, hoe meer opgewonde het ons geraak, want jy kan regtig sien wat se wiskunde is net oral in die samelewing en ek dink dit is wat my opgewonde maak. Die feit dat jy wiskunde letterlik elke dag en elke oomblik kan jy ietsie sien. As dit 'n patroontjie is, ritme in 'n musiek. Ja, ek dink net om te weet wiskunde is oral in daai golden ratio wat net so perfek is en is oral in die skepping is wiskunde ingewerk. Ek dink dis wat my opgewonde maak want dit is so 'n mooi vak en dit maak my so hartseer as mense nie opgewonde kan raak oor die vak soos wat ons is nie. So dit is regtig dis 'n regtig 'n mooi vak en ek weet ja, dit maak my opgewonde as mense dit raak sien ook. Dis baie lekker om te hoor. Ek wil graag sommer by julle albei weet of julle kan kies wie dit wil antwoord, maar is daar dan nou op hierdie vorige vraag, is daar wiskunde mites wat julle wens julle uit die weg kon ruim? Ek dink dat die grootste mite is dat daar word so baie klem gelê dat wiskunde is die moeilike vak en dit as jy wiskunde doen, jy moet seker die tipe persoon is of so, dat dan kry dit skep die vrees by kinders van wiskunde. Want die naam wiskunde begin nou al negatiewe impak te hê op kinders en sommige ouers gebruik dit as 'n boasting want my kind doen nou so goed in wiskunde. En wiskunde wat die nice van wiskunde is die redenasie wat daarmee gepaard gaan en die vaardighede wat dit uitbring. Ander vakke bring ook die vaardighede uit. In wiskunde bring ons die vaardighede uit deur sommetjies en nommertjies en getalletjies, Maar ander vakke bring ook daardie vaardighede uit. So is nie dat jou kind om my vrees weg te kry van wiskunde. En daar word te veel 'n hoë boei gemaak oor wiskunde en daarom het kinders 'n vrees vir dit per se. Maar as jy wiskunde aan kinders blootstel sonder dat hulle weet dit is wiskunde, waar hulle die behoefte sien om iets op te los. En nee, dan kan ons kan nogal so iets gebruik, ons kan nogal dit gebruik. Ek wens ons kon 'n ander naam gekry het vir wiskunde dat dit nie meer so 'n negatiewe konnotasie het nie. Marina? Ja, ek onthou in al my wiskunde handboeke op universiteit het altyd gestaan wiskunde is 'n sielkundige vak. En as jy, ek weet dit maak eintlik logies sin, as jy altyd vir jouself sê, ek kan nie wiskunde doen nie, ek kan nie wiskunde doen nie, ek kan nie wiskunde, dan gaan jou brein nader aan dit begin glo en dan gaan jy dit nie kan doen nie. Dit is 100% net ek wil amper sê nog 'n taal wat geoefen moet word. Daai hele mite van net sekere mense kan wiskunde doen. Ek sê soms sekere mense het 'n gawe om wiskunde vinniger en beter te kan doen, maar dit is 'n mite dat net sekere mense kan wiskunde doen en dat as jy wiskunde kan doen as jy slim, dis nonsens. Ek dink is 100% 'n ding wat jy oefen en baie keer is dit ietsie piek kleins wat jy eers gemis het. Jy dalk vir 'n oomblik oor iets gelees en jy het 'n baie belangrike konsep gemis en dan sukkel jy met iets, maar dis eintlik 'n klein ietsie wat in jou grondslag dalk nie reg gelees nie of waarmee jy sukkel. So 100% 'n sielkundige vak en as jy net jou daai gedagtes omdraai en sê ek kan wiskunde doen, ek wil dit doen, dis eintlik vir my lekker, dan draai jou hele wiskunde sirkeltjie om. Ja, dit is goed om te hoor. Ek dink as 'n mens, soos julle nou sê, die naam wiskunde is nou al so, dis intimiderend, want daar word verkeerde konnotasies aan dit geheg. So dis lekker om hier by julle te hoor. Baie dankie vir jou antwoord. Ek wil volgende weet, hoe verskil wiskunde en wiskundegeletterdheid van mekaar en hoe weet jy dan as 'n ouer watter keuse jou kind moet maak? So die vraag is nou maar vir julle albei, want Konrad is ons wiskundegeletterdheid meneer en Marina is meer by die wiskunde. So ja, hoe sal julle sê verskil wiskunde en wiskundegeletterdheid en hoe weet ouers wat se keuse hul kind moet maak? Kyk, wiskundegeletterdheid doen jy graad 10, 11 en 12. So die konsepte wat jy 10, 11 en 12 doen, is al die konsepte wat jy geleer het tot en met graad 9. Graad 12 is dan net kom daar 'n bietjie van belasting ook by en ander onderwerp. Maar is basies dieselfde konsepte wat jy geleer het tot in graad 9. Die verskil is in 10, 11 en 12 word hy wiskunde nou toegepas. Dit word geplaas in konteks. Jy het byvoorbeeld voorheen net geleer 15% van 300 is en dan moet jy dit nou uitwerk. Waar in graad 10 word dit nog gesit in 'n konteks en dan sê okay, as ons net die gedeelte is net 15% van hierdie area, so watter gedeelte is dit? So nou word dit toegepas in konteks en in graad 10 word dit toegepas in 'n huislike konteks wat die kinders bekend mee is. Graad 11 is dit dieselfde konsepte, maar dit word nou toegepas soos hy buite die huis. En in graad 12
is dit word die konsepte in 'n konteks, in 'n internasionale konteks toegepas. So hulle sal miskien nou McDonald's menu kry van Singapore en dan moet hulle nou daar moet hulle nou sekere vragies uitwerk. So die wiskundige geleerdheid is meer die toepassing. Daar's so baie vaardighede wat kinders beoefen. Ek het een leerder gehad, hy het in sy eerste jaar toe begin hy om horlosies te verkoop en horlosies reg te maak. En hy doen so goed in wiskunde, toe sê ek hom, hoekom doen jy dan nie skoon wiskunde soos hulle dit noem nie? Toe sê meneer, maar ek gaan nie dit benodig nie. Ek leer hier so baie vaardighede van hoe om my kosprys uit te werk, hoe om winste uit te werk, hoe om my belasting te bereken. Dat dit baie meer prakties is. Baie van ons kinders het soveel meer vertroue en in hulle eerste jaar na skool, sommige begin 'n reisagentskap, sommige gaan werk in real estate, sommige begin hulle raak entrepreneurs, want hulle het soveel vaardighede geleer. Hulle leer nie net die wiskunde vir daai oomblik nie, want hulle het dit toegepas. So, die wiskunde is meer die toepassing van konsepte. Okay. Marina, het jy ietsie om te sê oor dit? Ja, ek dink vir my gaan dit baie oor waar lê jou kind se belangstelling en ook aanleg. Waar lê jou kind se aanleg? Ons het nou gesê dit is nie noodwendig 'n slim kind kan wiskunde doen nie, is glad nie dit nie, maar as jou kind sukkel met wiskunde en dalk moeilike wiskunde konsepte net nie heeltemal reg kry of dit by die kind uit om wiskunde te doen, is dit baie beter om daai kind oor te skuif geletterdheid toe. Daar's hierdie hele ding van as jy nie wiskunde het nie, gaan soveel deure vir jou toe en dit is waar, is 100% waar dat jy gaan nie meer BSc kan swaat of BCom nie, maar die kind sou in elk geval dink ek nie noodwendig floreer het in daai studierigtings nie. So jy moet baie mooi gaan kyk wat is jou kind se belangstelling, wat is jou kind se aanleg. En as ek sê aanleg, dan bedoel ek soos waarin is jou kind goed? Waar is jou kind passievol? Ek dink dit is belangriker. En veral vir 'n toekoms met KI waartoe ons ingaan, ek dink mense moet anders na jou toekomsplanne kyk en sê ek dink jou toekomsplanne gaan baie meer gerig wees op wat maak jou passievol, waaroor is jy opgewonde in die lewe, en nie noodwendig dat almal gaan swat om 'n dokter en 'n juffrou en 'n persoon, so daai hele idee van jy moet wiskunde hê, want anders word daar baie deure toegemaak is nonsens. Daar's nog steeds baie dinge wat jy kan gaan swat. As jy wil gaan swat, dis ook nie eers meer 'n opsie deesdae nie, maar as jy wil gaan swat, is daar baie deure wat vir jou oop is, as jy nie noodwendig wiskunde gehad het nie, wat wiskundige geletterdheid jou ook kan help. En soos wat Konrad gesê het, dit is 'n baie meer lewenswerklike vak wat jou in die toekoms baie meer gaan beteken en 'n kind se selfvertroue wat gehou is baie meer werd as 'n D vir wiskunde aan die einde van matriek. Ons moet onthou dat ons by MOS is nie ons is gefokus daarop dat ons kinders oplei vir werk wat daar nog nie eens bestaan het nie. Ek meen as jy nou kyk na trading en hoeveel kinders, jong kinders, is trading en hulle is miljonêers. Maar as jy nie die vaardighede het nie, dan gaan jy nie dit kan bewerkstellig nie. So ons kyk en ons is gefokus dat ons nie net ons kinders oplei vir die werk wat daar tans is nie, maar wat daar nog nie is nie. Ja, dit maak sin. Dankie Konrad. Beroepe wat nog nie eens ontwikkel is nie. So ons kry 'n matriekleerder wat dan in enige rigting kan gaan. En iets self gaan ontdek ook iets. Ja, dis baie waar. Okay. Ek sal wil weet, hoe bevorder wiskunde en wiskundige geletterdheid 'n leerder se logiese denke? Met ander woorde, wiskunde as die vak self, maar dan ook, hoe kan ouers hul kinders se logiese denke in dit ontwikkel? Ek dink dat ons, veral by MOS, en ek is baie opgewonde want ek dink dit is die eerste opvoedkundige institusie wat ek sien wat hierdie tipe leerfilosofie toepas, en ek het van Amerika tot Midde-Ooste tot Suidoos, Southeast Asia gewerk, waar ons kinders bevoeg maak om self te dink. Hulle moet self redeneer. Ons is meer gefokus op die vaardighede dan op die inhoud, want op jou foon kry alles, as jy nou wil weet van iets, dan kry jy alles, maar jy kan nie vir jou hierdie vaardighede aanleer wat jy gaan benodig word in die werklike lewe nie en vir jou toekoms nie. So ons bevorder logiese denke, want jy kan nie net sê 'n antwoord gee nie, jy moet 'n verduideliking gee vir jou antwoord. En ons skep daai ruimte, of ons skep die omgewing van veiligheid ten opsigte van kom ons maak foute. So sommige manne sal sê naweke, kom ons maak foute. Kom ons maak foute. Dat ons verwelkom foute, ons wil hê kinders moet foute maak. Ek wil as 'n ander naam vir foute, want
ons wil hê hulle moet leer dat deur en ons skep 'n veilige omgewing. Daarom gee ons die oranje borrels is totally fine, you know. Ons sal nie vir 'n kind sê 'n kruisie maak en sê jy's nou verkeerd nie en jy het nou net 5 uit 10 gekry nie. Ons is gefokus daar om die kind te lei na die korrekte antwoord sodat hulle daai logiese denke kan ontwikkel en sodra as jy daai ontsluit het hoe om logies te dink, dan begin die kind later van self so te dink. So ek sal graag die tweede deel van jou vragie wil beantwoord. Jy het gesê, hoe kan ons as ouers ons kinders se logiese denke bevorder en ek dink ja, dit kom net by alles neer. Verstaan, ek bedoel selfs ons eerste vraag waar is die mens alles wiskunde, net om sulke gesprekke met ons kinders te hê. Ek dink ouers besef nie altyd watter invloed hulle regtig op hulle kinders het nie. En ietsie kleins is praat met jou kind oor die klein geld wat hy kry. Ek weet, deesdae word alles met 'n kaart betaal en jy tap net en is klaar. Die kind sien nie klein geld wat jy betaal, so hulle ken nie daai vaardighede nie. So stuur hulle in die winkel in met 'n R20 en sê vir hulle ek koop 'n chappie. Ek weet nie wat kan sê deesdae met R20 koop nie, maar laat hulle daai vaardighede van ek betaal ietsie en ek kry die klein geld en hoeveel klein geld kry ek? Wat is hierdie BTW wat op die strokie staan? Praat met jou kind oor elektrisiteitskostes, verstaan? Petrol, spoed, allerhande is dis wat ek sê wiskunde is regtig oral en ons het soveel goed wat ons kan doen en dan is daar obviously die regtig lekker dinge is jy kan met jou kind Uno speel, boereplaas, Monopoly. Daar is soveel speletjies wat ook jou kind se kritiese denke bevorder. Ietsie soos bak en brou. Mense dink bak en brou leer 'n kind nie. Ek meen daar werk jy met breuke sonder dat jy dit weet. En ek meen dit is 'n lekker pret sessie. 'n Kind gaan definitief in my huis word 'n bak en brou nie gemis nie, verstaan? En ja, daar is soveel musiek, dans, ritme, alles van daai het ook logiese denke en kritiese denke en ritmes en patrone en goed wat jy raak sien wat daai deel van jou kind se brein ook kan oefen. Okay. Dankie julle. Dan wil ek graag weet, hoekom is dit belangrik om fondasie van wiskunde in grondslagfase reeds te lê? Ek kyk altyd na suksesvolle lande in die wêreld, soos Finland, South Korea, Singapore. En Singapore is nou baie beroemd vir die Singapore Maths en hulle lê in die top 5 met internasionale toetse wat afgelê word vir graad 4, 7 en 9 dink ek. En hulle gaan uit die konsep van die kinders moet eers iets prakties sien, hulle moet iets visueel sien. En jy sien nou hier is die appel wat gesny word in 4 en dan neem jy dit na visueel en dan abstrakt. So om die rypases te gaan soos Marina nou gesê het, wanneer jy bak en brou in graad 12 IB kry jy resepte en dan word kinders vrae gegee van resepte. So op die fondasie kan jy ook kyk, jy gaan nou bak of iets soos dit, okay, ons het nou soveel koppies nodig, hoeveel gram is hierdie koppies of, you know. So dit is research het bewys dat leer word gebou op vorige leer. En dit kom uit 'n teorie wat genoem word die constructivist theory, waar leer word gebou op vorige leer. So kinders sit nie net daar of sit daar met 'n skedel en daar's niks binne-in nie. Ons neem aan dat ons kinders, veral ons kinders by Mos, hulle weet iets van iets en ons bou dan daar op stukkie vir stukkie. So neem aan dat moenie aanneem dat jou kind weet nou absoluut niks van iets nie. Vind uit wat weet hy of sy al reeds en dan bou jy stukkie vir stukkie daarop. En gebruik visuele, gebruik praktiese gies, you know. Maar moenie vir die kind sê kom ons sit nou en ons doen dit nou nie. Gebruik dit in jou alledaagse lewe dat dit lyk asof jy nie nou besig is met 'n leersessie per se nie. Maar basically make it fun. Dis waar. Ja, ek dink een van die grootste of probleme, verskil tussen grondslagfase en hoekom die fundament goed gebou moet word en ander fases is, in grondslagfase is die werk nog nie so baie nie, en hulle leer half basiese konsepte vir die kinders, soos lees jou vragie, wat beteken wiskundige konsepte, verstaan wat jy lees, en daai is 'n groot probleem, wat ek vir jou sê, wat deurtrek tot in graad 10, 11, 12, die meeste foute, en ek praat nou maar van toetse en so, maar die meeste foute wat mens sien is, leerders verstaan nie wat hulle lees nie, hulle lees iets, en dan dink hulle verstaan nie die werk nie, maar tussentyd lees hulle nie die vraag behoorlik nie, hulle lees nie die instruksies nie, soos byvoorbeeld by die bordels, as mense vir hulle vra, dien 'n stemnota aan, dan sal baie van hulle dit nie doen nie, want hulle skiep oor baie van die instruksies, want hulle dink, ja, so lees is 'n groot probleem, dink ek, wat in die grondslagfase gebou word, daar leer hulle jou wat beteken dit om instruksies te lees, instruksies te volg, verstaan wat jy lees, so ek dink dit is 'n groot
konsep wat vasgelê word in die grondslagfase en dan ewe skielik as jy in graad 4 kom, dan jy ewe skielik baie meer vakke. So nou, in plaas van net Afrikaans, Engels, wiskunde en lewensvaardighede, het jy nou natuurwetenskappe, jy het baie vakke. So ewe skielik is die massa te veel meer. En dit is hoekom die konsepte die regtig mooi vasgelê moet word. En presies soos Konrad sê, nie net om soos vir hulle te sê hier is ons die les nie. Soos fisiese hande, kom ons werk daarmee met ons hande en ons verstaan, ons voel, ons sien hierdie hele konsep en dan gaan ons dit beter verstaan. Okay, baie dankie julle. Konrad, ek het nie 'n laaste vraag nie, maar my volgende vraag is vir jou. En dit is juis op ons mosouers wat ook al baie hierdie vraag gevra het en ek het net gemik en ek het gedink dit sal goed wees om dit by jou te hoor, om net te bevestig. Is daar aanlyn ekstra wiskundeklasse wat ons moskinders kan bywoon wat deur die mos aangebied word? Baie goeie vraag. Ek is bly jy vra die vraag want dit is wat ouers sal wil weet en by die mos aanlyn tuiskool is 'n ondersteuningsstelsel. En die mos aanlyn tuiskool het 'n verander tipe leerfilosofie. En hierdie leerfilosofie is om die kind in beheer te maak van sy of haar eie leer. Hulle is in beheer van hulle leer, hulle bepaal hoe hulle gaan leer en wat hulle gaan leer. En as ons ouers kan onthou, ons kom uit 'n stelsel uit waar 'n onderwyser voor die klas gestaan het en dit alles verduidelik en jy sit daar en jy moet nou skryf en jy moet nou alles inneem en dan moet jy die werk doen soos die onderwyser vir jou gesê het, jy moet die werk doen. En dan gaan jy vir 'n toets en dan skryf jy die toets en dan as iemand jou vra agterna hoe was die toets? As jy goed en kan jy nog dit onthou of dit? Dan sê nee, ek het mos klaar geskryf. En dit het bewys, ek het my meestersgraad gedoen op hierdie wat bevorder leer. En dit wat ek nou gedeel het is wat hulle noem onderwysgerigte leer. Waar alles gaan oor die onderwyser en die onderwyser is die enigste bron van kennis en jy moet net sit daar as 'n passiewe ontvanger as 'n leerder. En die tweede fase van dit is waar die leer gaan oor die kinders. So dan kan jy na wat hulle noem selfgerigte leer. So in die klaskamer word werk vir die leerders gegee, omgewing word geskep, leerders bespreek dit, hulle is deel van hulle eie leer, hulle ontwikkel, hulle maak besprekings, hulle het arguments, hulle het verskille, hulle doen ondersoek, hulle gee hulle metode van hoe hulle die werk wil leer of hoe hulle die werk leer. En dan kom ons by mos wat selfgerigte leer is, waar die leerder stel sy eie doelwitte, die leerder gaan en hy gaan kyk op wat 'n hulpbron hy wil hê. Maar die groot doel van selfgerigte leer en dit het bewys dat selfgerigte leer en studentgerigte leer die kennis vir 'n langer tydperk. Leerders onthou hy kennis vir 'n baie langer tydperk. Hulle sien nie een persoon as die bron van kennis nie. Die onderwyser is nog 'n hulpbron. Ons as vakkundiges is nog 'n hulpbron wat hulle kan gebruik. Hulle kan enige ander hulpbron gebruik, YouTube, Google, handboeke. Sodoende leer jou kind dat ek is afhanklik van een persoon om iets te weet nie. Onze kinders gaan basies wil ons kinders moet sê, as jy hom iets vra, moet hy sê ek weet nog nie, maar gee my gou 'n bietjie tyd. Nie dat ek weet nog nie, want my onderwyser het nog nie dit vir my verduidelik nie. So daarom is ons nie gefokus om ekstra of klasse aan te bied nie, want dit gaan teen die leerfilosofie. Ons wil hierdie kinders moet leer soos ons wil hê hulle moet leer nie. Elkeen moet leer op sy eie of haar eie manier. Wat ons hiervoor is en wat ons groot fokus is ons gee vir jou kind terug voor op elke antwoord. En jy gaan nie dit kry in jou skole nie. Jou kind gaan huis toe kom met 7 uit 10 of 5 uit 10 of 10 uit 10, maar hy gaan nie antwoord kry of terugvoer kry op elke vraag, vir al die vrae wat hy nie korrek het nie. Want soos ek en Marina en die ander vakkundiges, ons lei jou kind na die korrekte antwoord toe. En sodoende verstaan jou kind hoekom het hy die vraag verkeerd of wat hy moes gedoen het en hulle geniet dit eintlik om te leer. Want jy voel nie sleg as jy nie die korrekte antwoord het nie. Want ons is daar om jou kind te lei, om hom of haar self deel te maak van hulle eie leer. Ek moet nou ophou, alles gaan ek so lank aan met. Dankie Konrad, nee, dis baie waar. En ek dink dit skep ook net, dit gee beheer vir 'n kind om verantwoordelikheid te leer en dit kweek leergierigheid. So ek stem saam. Baie dankie vir daai antwoord. Dan ons laaste vraag. Julle albei kan ook antwoord, maar ek wil graag weet, kan kinders KI in hakies kunsmatige intelligensie in wiskunde gebruik?
is dit eties of nie? So ek dink mense moet begin deur te sê, ek dink KI is iets wat nie weggaan nie. Ek dink nie ons kan daarvan wegkruip en sê ons gaan glad nie daarmee werk nie. Ek dink ons moet ons kinders leer hoe om dit te gebruik, want my groot bekommernis is, en ek sien dit van graad 4 tot graad 10 borrels, dat kinders net KI gebruik. So ek gee my werk en KI gee vir my antwoord en ek gee dit net so in. En ek sien 'n probleem met dit, want dit is nie vir my eties nie. En wat leer die kind? Verstaan jy, daar's absoluut, ek dink dit is nog erger as om vir 'n juffrou te sit en kyk. Want daar moet jy ten minste jou vrae self antwoord. Waar met KI gee hy vir jou al die antwoorde. En die probleem is, en ons sien dit so duidelik. Ek meen ek het nydag 'n TED Talk gekyk wat hulle gesê het, ons breine is gebou om fake goed raak te sien. So jy sien dadelik as iets nie die kind se werk is nie. Jy hoor dadelik as iets nie die kind se eie gedagtes is nie. En ek dink mens moet regtig mooi jou kind lei en leer. En ek dink dit is iets wat van ouers se kant af ook moet kom. Leer jou kind om KI te gebruik. Ek meen dit is 'n ongelooflike instrument. Ek meen KI kan vir jou kind 'n persoonlike hulpmeester wees en nie iemand wat net soos al die antwoordjies vir jou gee nie, maar ek help my om hierdie konsep te verstaan. Hierdie is hoe ek die konsep sien. Is ek op die regte pad. En verstaan, ek meen iemand wat by jou kind se persoonlikheid kan, of nie iemand nie, maar iets wat by jou kind se persoonlikheid kan pas. En ek bedoel, dis regtig 'n ongelooflike instrument, maar dit moet reg gebruik word. Leerders moet besef en ek dink altyd myself, jy gaan aan die einde van graad 12 gaan ons kinders nou 'n eindeksamen gaan skryf. Ek weet dit is nie waar ons hulle leer nie, maar dit is waar op die einde van graad 12 skryf hulle 'n eindeksamen. Daai ouens wat in 'n lokaal sit, het al jare gehad om te oefen, om te kroek in 'n lokaal. Ons kinders het dit nie gehad. Ons leerders het dit nie. Ons leerders gebruik KI en ons leerders verstaan se leer jouself, leer regtig daai werk ken en leer dit doen, want jy gaan sukkel aan die einde van matriek as jy nie dit self doen nie en jy gaan absoluut niks geleer het nie. Jy mors jou tyd, verstaan. Gebruik dit, sê vir KI, help my met hierdie som, maar moenie vir my antwoorde gee nie. Moenie die antwoord vir my gee nie, ek wil self by die antwoord uitkom. Ek glo in selfgerigte leer, ek glo in, ek wil nie passief in hierdie leer wees nie, want anderster word ons leerders net data capturers. As jy net vir jou kind vrye teels gee met KI, en die kinders kan net aangaan en antwoorde kry en verstaan, dan word jou kind net 'n data capturer. Iemand wat data sien, neerskryf, data sien, en al daai kritiese denke, alles wat ons werk, gaan verlore, want jou brein gaan naderhand net maar 'n stadiger weergawe van chat wees, wat nie noodwendig alles sien nie. Ja, baie lui. Ja. Konrad? Ja, nee, ek stem 100% saam met Marina. Dit is hier om te bly soos ons getroue calculator wat ons so teenoor gewees het en nou word dit toegelaat in eksamens. So KI is hier om ons lewens makliker te maak. Die kinders gaan dit gebruik. As ek 'n student is, sal ek ook, en as jy dit aanlyn doen, is dit so maklik. So jou kind gaan dit gebruik. Maar soos Marina sê, ons moet ons kinders leer hoe om dit eties te gebruik. En ek dink die sleutelwoord wat Marina gesê het is, moenie met die antwoorde gee nie. So, ons sê ook vir ons leerders, vra vir KI hoe om vir jou te help om die vraag beter te verstaan, sonder om vir jou die antwoorde te gee. Want ons wil nog steeds sê, kinders met die kritiese denke, moet nog daar steeds al wees waar hulle self besluit hoe om iets te nader. Soms kan hulle miskien vra ook, geef my die antwoorde sonder die stappe. En dan werk hulle nou uit. Sommige kere sê ek vir my leerders, ek gee vir hulle 5 vrae en sê ek, dis die korrekte antwoord, wys hom met stappe, hoe kry jy die korrekte antwoord. So, ek dink as ons vir leerders sê, moenie KI gebruik nie, gaan hulle dit oneties gebruik, en hulle gaan ander maniere uitvind, om vir ons die antwoorde te gee, sonder dat ons besef dat hulle KI gebruik het. So, ek dink as ons oop kaarte speel met hulle, ja, jy kan dit gebruik, Petrus, maar jy moet eties gebruik. Dit is maniere hoe jy dit kan gebruik. You know, dit is maniere wat nou nie eties, want ons moet hulle voorbeelde gee van wat is eties en nie eties nie. Want as jy my man of vir my sê, Konrad, jy moet dit eties gebruik, dan weet ek nie eintlik wat dit beteken nie. Maar ons moet dit op die tafel sit, dit is hier, kom ons kyk, hoe kan ons dit gebruik tot ons voordeel, en om ons leer te bevorder. Ek wil dit ook nog weer gou daarin kom. Ek dink wat leerders ook moet besef is, gaan net altyd daardeur, want verstaan, AI of KI maak baie, veral met wiskunde, maak dit baie foute. En ek dink, gee jou idees, maar nog steeds nie net die KI se eindproduk ingee nie. Ek bedoel, KI teken mense met 3 hande, verstaan, dit bestaan nog nie. So mens moet net mooi seker maak dat dit nog steeds jou werk bly. Gebruik KI om dit op 'n hoër vlak te kry, maar ek wil nog steeds jou stem en jou in jou werk sien.
Bessies. Julle baie dankie. Dit voel vir my dit was 'n baie goeie gesprek wat ons drie gehad het en daar's definitief lekker wenke wat ouers hiervan kan vat. Ek waardeer dat julle tyd afgeknyp het om bietjie met my te gesels hieroor. En ja, ek hoop julle het dit ook geniet. Baie dankie Menie, dit was baie lekker. Dit was 'n baie lekker gesprek. Dan moet ons ongelukkig nou groet, maar ek nooi ons luisteraars uit om na ons volgende potgooi ook te luister en in te skakel. Baie dankie julle, lekker dag. Totsiens.